Kerk sonder mure bestaan om mekaar en ander te help om die Jesuslewe te ontdek. Die Jesuslewe begin nie by harder probeer nie. Dit begin by ontdek. Kom ons vier saam 'n paar hoogtepunte van wat alles hierdie kwartaal gebeur het. Ons begin met 'n visie. Tydens die KSM afskopfees is ons verbeelding opnuut aangegryp oor die moontlikhede van Jesus se droom vir sy kerk. Die kleurvolle kinder- en kuierspeelatmosfeer het ons herinner aan die prominente plek van kinders in ons harte. 1000 kinders het deelgeneem aan die pret- en feesaktiwiteite. Amper 680 tieners het besluit om hulle Sondag hier te begin. 4000 volwassenes het saam op afskopfees aanbid in Hippolaan en Midstream en nog 4000 mense het daardie aanlyn boodskap gekyk. Ons weet getal is belangrik, maar dis nie alles nie. Wat belangriker is die stories van mense wat kies om Sondag by KSM te begin, met meer vertroue en afwagting van wat die Here deur KSM hierdie jaar gaan doen. Meer as 180 mense doen moeite om weekliks by mekaar te kom en hulle Bybelkennis te verdiep, en duisende meer sluit aanlyn aan. Dis nie net 'n kursus of 'n skool nie, dis diep gemeenskap, aktiewe deelname, doelbewuste disippelskap. Alpha was ook 'n hoogtepunt waarin mense in 'n veilige ruimte om 'n etenstafel kon saam nadink oor groot geloofsvrae van die lewe. Ons omgeprogramme, The Woske, Griefshare en Living Grace het afgeskop. Hier deel mense Jesus liefde en God se genade in pyn, seer en teleurstelling. Die program is oop en enige iemand kan enige tyd nog inskakel. Jong mense vind by Kerk sonder mure 'n voorkeurtuiste, 'n plek om lekker te social, te behoort, te groei en hulle drome en denke te vorm as volgelinge van Jesus. Die nood in Limpopo en Mpumalanga was byna oorweldigend. Terselfdertyd was dit so inspirerend om te beleef hoe Kerk sonder mure deur die ruimhartigheid van ons gemeentelede kon wees waar die nood is en uiteindelik R1 miljoen se impak binne 'n paar weke kon maak. Ons is dankbaar vir alles wat al in die afgelope paar weke gebeur het. Wat nog hierdie kwartaal voorlê, is geleenthede om te dien, te leer en fees te vier. Aand Bybelskool, kuierfees en kerke wat geplant word. En dan die opbou na Paasfees, die hart van ons geloof, die goeie nuus. Hierdie is 'n jaar van minder en meer. Hierdie kwartaal leef ons meer vertroue want ons is hoopvol oor mense. Want wanneer mense ontdek wie Jesus is en in eenheid met hom leef, word dinge mooi, reg en heel. Begin Sondag en ontdek die Jesuslewe. Goeiedag en baie welkom by Kerk sonder mure se aanlyn boodskap. Ons is so bly dat jy vandag by ons inskakel, dat jy hierdie besluit geneem het. Vandag as jy in persoon sou bywoon, sou jy sien dat ons nagmaal vier, of soos ons dit ook noem, die ete van die Here. En as jy daar waar jy is, 'n behoefte het om nagmaal te gebruik saam met ons aan die einde van hierdie reeks van meer vertroue, dan is jy welkom om die brood en die wyn of die tekens gereed te kry en dan aan die einde van die preek net die pausknopie te druk, jou brood en wyn of druiwesap gereed te kry en dan is op jou eie tyd is jy baie welkom om ook die nagmaal te gebruik. Mag dit ook vir jou 'n betekenisvolle oomblik wees. Kom ons sit so en dan bid ons. Hemelse Vader, U is waardig. U is waardig om aanbid te word, om geëer te word met ons woorde, met ons dade en met ons lewens. Here, soos wat U aanbid word in die hele skepping, in die hemel deur hemelwesens, wil ons stemme daarby voeg vandag en ons wil U eer en U aanbid, omdat U is wie U is. Die goeie, liefdevolle, naby God. Die God wat met ons moeite doen, die God wat met ons kommunikeer, die God wat deur Jesus vir ons nuwe lewe gee, wat deur die Gees vir ons krag gee om die nuwe lewe te leef. Kom vandag ook, Here, en praat met ons deur U woord en deur U Gees.
in Jesus se naam. Amen. Ek lees 2 kort gedeeltes uit die Bybel, al 2 uit die Nuwe Testament. Een is uit Johannes 1 en die ander een is uit Kolossense 1. Johannes 1 gaan ons daarvan vers 19 af lees, Johannes 1 vers 14. En dan Kolossense 1 gaan ons so 3 verse saam lees. Johannes 1 vers 14. Die woord is nou van Jesus wat hier gepraat word. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Vers 18 is belangrik, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. En dan lees ons uit Kolossense 1 vers 15. Die seun, dis Jesus, is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. En dan vers 19, God het besluit om met sy volle wese in hom, in Jesus te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Die vraag wat ons vanoggend by gaan stilstaan, klink dalk vir jou soos 'n baie eenvoudige vraag, en dalk is dit, maar die vraag waarby ons stilstaan vanoggend is, ken jy die Here? Ken jy God? En ek dink dis 'n baie belangrike vraag, of dit eenvoudig of nie eenvoudig is nie. Dis 'n uiters belangrike vraag, want ons is in 'n tyd waarin ons praat met mekaar by Kerk Sonder Mure oor meer vertroue. Afgelope paar weke is dit ons preektema gewees, meer vertroue. Maar om iemand te vertrou, help dit as jy die persoon ken. Om die waarheid te sê, ons sukkel. Ek sukkel om iemand te vertrou wat ek nie ken nie. So, as ons praat oor meer vertroue, as ons God meer vertrou, dan sal dit help, en dan is dit goed as ons hom beter ken. En ek dink dit kan nou vir party mense klink na 'n onnodige vraag, hierdie vraag, ken jy die Here? Maar as ek luister hoe party mense, en nou kom ek vergeet mense, as ek luister hoe party Christene praat oor God, dan dink ek, hulle ken hom nie. As ek dink hoe hulle praat oor oordeel en noem maar op, dan dink ek, ons ken God nie. Want dis nie hoe God is nie. En hierdie 2 gedeeltes waaruit ons gelees het vanoggend, Kolossense 1 vers 15 en Johannes 1 vers 8, sê 'n verskriklike belangrike ding vir ons as dit gaan oor hoe om God te ken. Daar staan, dit kom daarop neer, God is onsigbaar. Niemand het God nog gesien nie. Maar die manier hoe God sigbaar word, die manier hoe God homself sigbaar maak toe, is deur Jesus. Jesus het vir ons kom wys wie God is. Jesus het die onsigbare God sigbaar gemaak. So as jy die vraag vra, wie is God? En as jy die vraag vra, hoe lyk God? Kyk na Jesus. Dis wat hierdie 2 gedeeltes vir ons sê. As jy wil weet hoe God is en wie God is, as jy wil weet hoe God lyk, kyk na Jesus. Om dit nog eenvoudiger te sê is, God lyk soos Jesus. Iemand het dit mooi gesê, hy sê, God is Christ-like, and there is no un-Christ-likeness in God. So as iemand oor God praat,
en die God wat hy beskryf, lyk nie soos Jesus nie, dan praat hy nie oor ons God nie. Want God lyk soos Jesus. So as jy God wil ken, moet jy Jesus ken. En die manier waarop ons Jesus ken, is deur twee dinge. Ons moet by twee tonele tot stilstand kom. Ons moet twee tonele sien. Die een toneel wat ons moet sien as ons wil weet wie Jesus is die kruis. En die ander toneel wat ons moet sien, is die leë graf. En kom ons kyk na die eerste ene. As ons wil weet wie Jesus is, moet ons Jesus aan die kruis sien. Want wat sien jy? Kom, dink vir 'n oomblik saam met my. Wat sien jy as jy die kruis sien en jy sien aan die kruis hang die vermoorde, mishandelde seun van God se lijk? Wat sien jy? Hierdie klink dalk vir jou heeltemal onlogies. Maar as jy na die Jesus aan die kruis kyk, sien jy God se hart. Jy sien hoe God die ergste wat die mensdom kan doen, haat, verraad, afskie, moord en noem maar op. Jy sien hoe God ter wille van ons die ergste wat die mensdom kan doen, in homself inabsorbeer. En dan reageer hy daarop nie met vergelding nie, maar met lewegewende vergifnis. Dis wat jy sien as jy Jesus aan die kruis sien. In die Notre Dame kapel, so word vir my vertel, ek was nog nie self daar nie, is daar twee indrukwekkende standbeelde. Die een standbeeld is die standbeeld van die pa van die verlore seun, wat sy seun in sy arms omhels en hom vasdruk. Dis die storie wat Jesus vertel het. Lukas 15. Maar daar is ook 'n ander standbeeld. Standbeeld van Maria, wat haar seun se lijk vashou teen haar bors. Dis die storie wat Jesus geleef het. En die storie wat Jesus geleef het, bewys vir ons dat die storie wat Jesus vertel het, dat dit die waarheid is. Want jy sien, die kruis wys vir ons 'n God met uitgestrekte arms. Die kruis wys vir ons 'n verwelkomende God. Die kruis wys vir ons 'n God wat sê, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, kom maar huis toe, alles is vergewe. Jy hoef nie meer in vrees te leef nie, jy hoef nie meer in skuld te leef nie, kom huis toe, alles is vergewe. Jy sien, wanneer ons die kruis regtig sien, dan sien ons God beter. Dan sien ons God soos wat hy regtig is. As ons na die kruis sien, dan sien ons 'n God wat nie ver af, onaangeraak kyk wat hier op die aarde aangaan nie. Ons sien 'n God wat verlies kan beleef. Ons sien 'n God wat kan huil. Ons sien 'n God wat pyn ken, en ons sien God wat die pyn van mense ken. Ons sien 'n God wat in die donkerte van mense ingaan, en wat die pyn van mense deel, wat saam met ons ly. Die kruis wys vir ons 'n naby God wat ly saam met ons wanneer ons ly. Trevor Hudson vertel van 'n ma van 'n 19-jarige seun wat
in 'n motorongeluk skielik oorlede is. En hierdie ma vertel hy het in 'n donker kapel voor 'n houtkruis gekniel. En sy het gebid en gehuil en gevra, Here, waar is U? En toe staan sy van haar knieë af op en sy sê, ek sien kans vir môre. Want ek weet, God weet. En ek weet, God ken my pyn en hy deel in my pyn. Ek weet, God ly saam met my. Ek weet, terwyl ek hier op my knieë gestaan en huil het, was God nie ver nie. Hy het langs my gekniel en hy het langs my gehuil. Die kruis wys vir ons God soos wat hy regtig is. Mag jy God so sien. Mag jy God so sien dat jy kan sien. Want dis hoe hy regtig lyk. Maar om Jesus te sien, om Jesus te ken, moet ons ook die leë graf sien, die toneel van die leë graf sien. En hierdie is die goeie nuus. Jesus het nie alles, die storie eindig nie by die graf nie. Jesus het uit die dood uit opgestaan. Hy's opgewek. Hy lewe en hy lewe vandag. Die graf is leeg. Maar daar's 'n baie interessante ding wat 'n mens raak sien nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Het hy gaan verskyn aan sy disippels en aan 'n klomp mense verskyn met sy opstandingsliggaam. Maar interessant is dat hy vir hulle die tekens, die wonde van die kruis wys. Johannes 20 sien ons dit, dat in Jesus se opstandingsliggaam het hy nog steeds die merke van die kruis gedra. God kon dit anders laat wees het. En die vraag wat ek vir myself gevra het, is hoekom? Hoekom dra Jesus die merke van die kruis in sy opstandingsliggaam? En hier's 'n deel van die antwoord, glo ek, en dit het te maak daarmee, dat God wil vir jou en vir my help om sy krag te verstaan. Om die krag van God reg te verstaan. Want ek dink baie keer, dink ons dat die krag van God waarborg vir God se kinders, dat ons altyd voorspoedig sal wees, dat ons altyd gesond sal wees, dat ons altyd suksesvol sal wees, dat ons altyd op die kruin van die lewe sal ry. Op die golf, die punt van die golf sal ry. Maar jy weet, en ek weet, dis nie waar nie. As kind van God wees beteken, dat ek altyd op die kruin van die golf sal wees, dan is ek in die moeilikheid. Want ek is nie altyd daarbo nie. Alles loop nie altyd reg in my lewe nie. Jy sien die kruis van Jesus, of kom ek sê, die krag van God, beteken nie daar's nie lyding in ons lewe nie. Die God se krag het te maak met God se liefde, wat sterker is as die lyding. God se liefde wat sterker is as die dood. Want dit is God se liefde, die krag van God se liefde wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En ons is in hierdie wêreld, en hierdie wêreld is stikkend, hierdie wêreld is gebroke, mense is stikkend, mense het seer, ons het pyn. Ons is alleen partykeer. Ons ly en ons gaan dood. Maar al hierdie goeters
het nooit die laaste woord nie. Die laaste woord behoort altyd aan die krag van God se liefde, daardie liefde wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Die laaste woord behoort altyd aan die krag van God se liefde, en dis wat die opstanding vir ons sê. Die opstanding sê vir ons, op hierdie oomblik lewe Jesus, en op hierdie oomblik is God besig om deur die krag van sy opstandingsliefde lig te bring waar ons net donker sien. Hy is besig om lewe te bring waar ons dood en doodsheid sien en niks anders nie. So elke keer wanneer dit gebeur, elke keer wanneer God lig bring wanneer dit donker is, elke keer wanneer God lewe bring waar daar doodsheid is, al is dit op 'n baie klein skaal, dan is dit 'n stukkie opstanding wat gebeur. Iemand sê, it's a little Easter. Wanneer jy die moed kry om deur die pyn wat jy op die oomblik beleef te leef, dan is dit 'n stukkie opstanding wat in jou lewe plaasvind. As jou knieë knak as gevolg van die mislukking wat jy beleef, en in daardie plat wees op die grond, vind jy 'n manier om jou hande uit te steek na God toe. Is dit 'n stukkie opstanding wat gebeur? Wanneer jy daardie mens vergewe wat jou so ontsettend seer gemaak het, dan is daar vryheid, en dan is daar 'n stukkie opstanding wat in jou lewe gebeur. Die opstandingskrag van God se liefde is vandag hier waar ons is, en in jou lewe aan die werk. En daarom kan ons vanoggend aansit aan die tafel. Ons kan die Here se ete saam geniet hier vandag. As ons die brood eet, dan dink ons aan Jesus se liggaam wat gebreek is. As ons die wyn drink, dan dink ons aan Jesus se bloed wat gevloei het. So die nagmaal is terselfdertyd 'n ritueel, maar dit is soveel meer as 'n ritueel. Dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging om weer te dink aan die kruis. Om weer te glo en vas te gryp daaraan, ek is vergewe. Ek is geliefd, en ek is nooit ooit alleen nie. Maar die kruis is nie die einde van die storie nie. As ons vanoggend hier nagmaal gebruik, brood eet en wyn drink, dan doen ons dit nie by 'n graf nie. Ons doen dit in die teenwoordigheid van die lewende Here Jesus. Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, is hier by ons wanneer ons brood eet en wyn drink. Hy is die gasheer by hierdie ete. En as ons hierdie brood eet en hierdie wyn drink, hierdie ete geniet, doen ons dit as mense wat glo, pyn en lyding en dood is nie die einde nie. God se liefde oorwin elke keer. So wanneer jy die brood eet vandag, onthou die God
met die uitgestrekte arms wat jou pyn ken. En wanneer jy die wyn drink, onthou die liefde van God het altyd die laaste woord. Ek het begin deur te vra, ken jy die Here? Die goeie nuus is, hy ken jou. En daarom kan jy hom vertrou. Daarom kan jy huis toe kom. En daarom kan jy kom aansit aan sy tafel en saam met hom feesvier. Amen. As geleentheid vir jou om self met die Here te praat in gebed.